Wat is salwing? Dis net Johannes wat praat van die salwing, en net die twee plekke hierso, en op 'n volgende plek die salwing. Wat is die salwing? Die salwing is dit wat die Glory Kerk aan die gang hou. Want hulle salwing alles. Alles is 'n salwing. Wat is die salwing? Kom ons kyk Eksodus 40 vers 15. Johannes praat van salwing, en Eksodus praat van salwing is dieselfde God. Wat sê God is die salwing? Eksodus 40 vers 15. Ons wil weet wat beteken salwing. Ons gaan begin by 12. Jy moet ook Aaron en sy seuns laat nader kom, na die ingang van die tent van samekoms toe, en jy moet hulle met water was. Trek Aaron dan die heilige klere aan, en salf hom, en heilig hom. Hoe salf jy hom? Met olie. Salf hom, en heilig hom. Heilig hom beteken, hy is nou afgesonder vir 'n taak, en heilig hom. Hy het nie 'n Rooms-Katolieke priester geword nie. Hy het 'n ampt gekry, 'n werk. Trek Aaron die heilige klere aan, en salf hom en heilig hom, dat hy vir my die priesterampt kan bedien. Mag iemand anders dit doen? Nee, probeer 'n bietjie. Keer die ark as hy val en kyk wat gebeur. Jy moet afgesonder wees vir dit. Is hy 'n heilige mens? Is hy 'n beter mens? Is hy 'n super? Nee. Dis sy taak wat hom opgelees. En hy's gesalf. Wat is die salwing gewees? Dis die aanstelling. Daar staan Aaron. Hy is nie aangestel in hierdie taak nie. Daar word hy gesalf en nou is hy aangestel. Dis wat salwing is. Jy moet sy seuns laat nader kom en hulle die rokke aantrek. Salf hulle dan, soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priesterampt kan bedien. En hulle salwing moet vir hulle ewige priesterskap in hulle geslagte wees. Hulle salwing, hulle aanstelling. OK, terug. In Johannes 2 vers 20. En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Julle het die aanstelling. Julle het die doping met die Heilige Gees. Jy het die Heilige Gees in jou. Dis wat dit is. Hy sê, omdat jy die Heilige Gees in jou het, weet jy alles. Dis nie 'n gevoel nie. Dis nie 'n manifestasie nie. 'n Gevoel en 'n manifestasie is in die vlees. Dit beteken ek is nou afhanklik van my vlees om vir my te sê of die Gees reg is. My vlees is my vyand. As jy 'n manifestasie kry, as jy 'n rilling kry en 'n hoendervleis, is dit dalk verkeerd. Want nou beleef ek 'n sensasie in die vlees. Ek sê nie is verkeerd nie. Maar is definitief nie die aanduiding van wat reg en verkeerd is nie. Want wat nou in die Glory Kerke gesê is jy is nou besig met hierdie taak en jy weet nie wat om te doen nie en jy bid en jy sê en dan kry jy hierdie gevoel. En dis die salwing. Salwing is 'n aanstelling. En die aanstelling het gebeur toe ek met die Heilige Gees vervul is die dag toe ek weer gebore is. En omdat ek die Heilige Gees het binne in my, hy lewe. Hy is God, hy praat met my, kommunikeer met my, weet ek alles. En wat as ek iets nie weet nie, dan vra ek Vader. En hy openbaar dit aan my. Het ek 'n persoon nodig om my te leer, om my te lei, om vir my 'n tussenganger te wees tussen my en die ware Christus? Dis dit nie waar al die anti-Christe vandaan kom nie? Nee, ek sal jou leer, ek sal jou wys, glo my, stap agter my aan. Ek weet waar is die pad. Wie se werk doen hulle? Die Christus se pad. Hulle word die alternatiewe Christus, stap agter my aan en waar lê jy heen? Hel toe. Jy het nie mense nodig om jou te leer nie. Hoekom? Want jy het die salwing van die Gees. Jy het die Gees wat binne in jou is en jy weet alles, hy leer jou. Dis net nie so maklik soos om iemand anders te vra nie. As jy ander ou gaan vra, hoe werk dit en dit, dan vertel hy vir jou, maar dis alles in jou kop. As jy na Vader toe gaan, dan worstel jy met God. Dan gaan dit baie keer gepaard met loutering. Hoekom? Want dis 'n openbaring, dis nie 'n kennis nie. Dis 'n sien. Wie hou jou weg van dit af? Al die alternatiewe Christusse.